Goeiedag, liewe gemeente, dit is vir my 'n voorreg om weer saam met u te kuier rondom die woord. Ons is besig met die Pinksterreeks Wag vir die Helper. En vandag, maandag 13 Mei, praat ons oor hoe werk hierdie Helper. Ons het gister ons spesifiek verwys na wie is hierdie Helper, en het ons in die woord gesien dat hierdie Helper is die Heilige Gees. Kom ons bid en ons vra die Here om ook vir ons sy woord oop te breek. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om u woord te lees, om u woord te bestudeer. Vader, baie dankie dat u vir ons die woord gegee het en dat u woord beskikbaar is vir ons in Afrikaans. Here, baie dankie dat ons in 'n land bly waar daar vryheid is, waar ons met vrymoedigheid en sonder enige vrees u woord kan oopmaak. En as ons die woord oopmaak, Heilige Gees, vra ons dat u ook met ons sal praat, dat u die woord sal oopbreek, dat ons sal kan verstaan, tot eer en verheerliking van u naam. Amen. As ons nou begin kyk na hoe werk hierdie Helper, dan sien ons dat die Helper kom van God die Vader af, na alle gelowiges toe. En ons gaan dan spesifiek kyk na Johannes 14, vers 16 en 17. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek is Jesus. Dis Jesus wat praat in Johannes 14, as hy sê, ek, Jesus, sal die Vader, God die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. En dan verduidelik hy naamlik die Gees van die waarheid, en dis hierdie Helper waarvan ons praat. So het bevestig nou weer dat die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, is die Helper, en die Helper kom van God die Vader af, en is Jesus wat die Vader vra om vir ons die Gees te stuur, die Heilige Gees om by ons te bly. Wat interessant is in vers 17 sê dit dan, die wêreld kan hom nie ontvang nie. Die wêreld kan nie die Heilige Gees ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hulle hom nie ken nie. Maar omdat julle hom ken, bly hy in julle, en dit is die wonder daarvan, is dat ons kan die Heilige Gees ontvang, omdat ons God die Vader aangeneem het, omdat hy ons aangeneem het, omdat ons Jesus in ons lewe het ons die reg, of ontvang ons die Gees van die Here, en woon die Heilige Gees dan binne in elkeen van ons. So die Helper kom van die Vader af, en is beskikbaar vir alle gelowiges. Daar is nie besonderse mense, of mense wat meer die Gees het, en ander wat minder die Gees het nie. Die Heilige Gees kom van die Vader af vir alle gelowiges. Die volgende punt is dat ons sien dat die Helper woon in alle gelowiges. 1 Korintiërs 3 vers 16 vra die Here, weet julle dan nie dat julle die tempel van God is nie, en dat die Gees van God in julle woon? Het is baie belangrik om te verstaan dat die brief van Korintiërs is nie geskryf aan die wêreld daar buite nie. Die brief van die Korintiërs is geskryf vir die kerk in Korintië, die kerk wat regtig die Here aangeneem het. En daarom is die skrif dan vir die wat die Here aangeneem het, vir die wat in hom glo, vir die wat kinders van God genoem word. Weet julle wat gelowiges is, julle wat die Here aangeneem het, weet julle dan nie dat julle 'n tempel van God is nie, en dat die Gees van God in julle woon? Die Helper kom, hy kom van die Vader af, en hy kom woon in alle gelowiges. As ons die Helper nodig het, as ons begeerte het, om 'n Helper te hê, om die Heilige Gees te hê, dan is daai begeerte, dit wat ons nodig het, om die Helper te kan ontvang, is ons het moet eenvoudig die Here aanneem, as ons verlosser en zaligmaker.
en dan kom woon die Gees van God binne in ons. Die uitdaging vir ons is dan om gehoorsaam te wees aan hom. Maar die uitdaging is nie vir hom om in ons te kom woon nie. Dis die belofte wat God vir ons gee, dat die Gees in ons, die Gees van God in ons kom woon. Die Helper leer en herinner alle gelowiges wat Jesus gesê het. Johannes 14 vers 26. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy, die Heilige Gees, julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, die Helper stuur, dan sal hy julle alles leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. As ons wil onthou en as ons wil weet wat Jesus gesê het en wat God van ons verwag, dan is dit die Heilige Gees wat dit vir ons sal leer en herinner. En weer eens, dit gaan nie oor wanneer die Heilige Gees wil of wanneer hy begeerte het om ons te leer nie. Dit gaan oor wanneer ons luister. Want die woord sê, die Heilige Gees sal vir julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, as ons wil weet hoe ons dag vir dag moet lewe, moet ons luister na wat die Heilige Gees vir ons sê. Die Heilige Gees wat in ons woon, omdat ons Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem. Die uitdaging vir ons is om stil te word en om die Helper kans te gee om te praat, vir ons om ons ore oop te maak om te kan hoor wat die Helper ook vir ons sê. Ons werklik ook agter die Here sal kan aanloop, dat ons sal kan weet wat die Here ook van ons verwag in ons dag tot dag aktiwiteite. Kom ons sluit hierdie tyd ook af met 'n gebed. Here, baie dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, die Helper wat van God die Vader self afkom. Dankie dat hierdie ware Gees binne in elkeen van ons wat U aangeneem het woon. Ons bid, Here, dat U ons sensitief sal maak vir U stem, vir die stem van die Gees, sodat ons kan leer en herinner word aan wat Jesus sê. Amen. Liewe gemeente, dit is vir my 'n voorreg om saam met U rondom die Heilige Gees stil te word en rondom die woord van God te bekyk en te bedink ook wat die Heilige Gees, die Helper vir elkeen van ons beteken. En ek bid dat U in hierdie dag erin sal maak, dat die Heilige Gees U sensitief sal maak vir sy stem, en dat U sal beleef hoe die Heilige Gees U lei, tot eer en verheerliking van die Heilige, tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Sien met verwagting uit ook na die volgende kuier. Ons gaan môre, Dinsdag die 14de Mei, praat ons oor hoe die Helper dan werk, en die eerste deel van dit gaan dan oor die leiding. Hoe help die Heilige Gees ons? Hoe lei hy ons? Hoe wys hy vir ons wat die Here wil hê ons moet doen en waarmee ons moet besig wees? En ons gaan dit dan lees ook in Jesaja 30 vers 21. Ek bid U 'n geseënde dag toe. Ek bid dat U op 'n spesiale manier ook die leiding van die Heilige Gees en die stem van die Heilige Gees sal ervaar. Totsiens.